in Johannes 4 vers 7 tot 21. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, dan bly God in ons en ons het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is? God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde van God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volkome liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer en suster lief hê. Dit is die woord van die Here. Jy sou verwag dat ek vandag baie klem gaan lê oor hoe God sy liefde openbaar deur sy seun wat kom, en dis waar. Maar tog wil ek die klem na die gevolge daarvan skuif. Ons weet waaroor Kersfees gaan. Maar wat is die gevolge daarvan in ons lewe? Kom ons sing dit eers. Kom ons sing hierdie ode van die liefde wat Paulus skryf onder die Gees se inspirasie, 1 Korintiërs 13. Selfs al praat ek engele tale, is ek niks sonder die liefde nie. En kom ons sing daarvan net 2 verse, vers 1 en vers 3 asseblief. Al kan ek
In ons gemeente is daar altyd net so 'n kort verduideliking aan die kinders, ook die kinders wat inskakel, van wat die kern is van die boodskap. En kyk 'n bietjie saam met my na die skyfie. Ek weet nie of jy voor die tyd kon agterkom, wat het dit nou met die saak te doen nie. En my vraag sou wees, kyk maar eers na die twee mans. Dink julle daar's 'n familieverband tussen die twee? Is nogal duidelik, nê? En tussen die dogter en haar ma, daar het ek dit nou gesê, nê? Dit is so duidelik. Wat hierdie teks vir ons vandag leer, is dat kinders lyk soos hulle ouers. En God se kinders lyk soos God. Dis die kern. God se liefde moet in ons wees, sodat hy sigbaar word deur ons liefde. En dan sing ons altyd 'n lied saam met die kinders. En ek wil dit nie vandag oorslaan nie. Ek wou, maar toe dog ek nie. Kom ons sing saam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Aan die einde van November het ons in die gemeente uit 1 Johannes 1 gekyk na wat ons regtig vier met Kersfees en dat die manier hoe jy Kersfees vier moet wys wat jy vier. En wat ons vier is nie net Jesus se geboorte nie, maar dat hy gekom het om ons van sondes te verlos en ons met God te versoen, sodat elkeen wat glo met God gemeenskap kan hê, een kan word met God. En verlede week uit Jesaja 7 uit het ons in verwondering gestaan oor God wat mens word en Immanuel word in Jesus Christus, regtig God met ons. Want in Christus het God sigbaar geword. Ons lees dit in Hebreërs 1 vers 3, daar staan, uit hom, dis uit Jesus uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Jesus se fisieke voorkoms, sy fisiese voorkoms was die van 'n mens, net soos ek en jy, met 'n lyf en hande en voete en tone en vingers, met 'n gesig en neus en oë en ore, met hare op sy kop. Hy het honger geken en pyn. Hy het trane gehuil, hy het bloed gebloei. Maar hy was ook terselfdertyd volkome God. En daarom het God se karakter deur hom hier op aarde sigbaar geword. Jy kan God hoor in dit wat Jesus sê en in dit wat hy leer. En jy kan God sien, so duidelik sien, in dit wat Jesus doen. Wil jy God ken? Kyk dan na Jesus en sien sy grootheid, sy goedheid, sy barmhartigheid, sy genade, sy trou, sy liefde. Dit is God wat jy sien. Terselfdertyd as jy na Jesus kyk, dan sien jy God se regverdigheid, dat God sonde nie ongestraf laat bly nie. Jy sien dit so duidelik aan die kruis, wanneer God met sy verterende vuur op sy seun afkom, omdat sy seun vol van ons sonde is, al het hy self niks gehad nie. Nou met die tweede koms van Jesus, wat ons verwag, dan sal hy die verlossing volkome afhandel. Maar baie sterk in sy tweede koms, sal die verterende vuur van God se oordeel en sy straf en sy vergelding van ongeloof en goddeloosheid, sal pertinent duidelik wees. Maar met sy eerste koms, en dit wat ons vandag herinner, is genade, barmhartigheid, liefde, vergifnis, versoening met God, is dit op die voorgrond. Selfs wanneer Jesus gewaarsku het oor die oordeel wat sou kom, dan is dit 'n waarskuwing en 'n terugroep om te sê, maar kom terug na die geloof toe, kom terug na God toe. Dis nog steeds 'n oproep, 'n uitnodiging na genade en na verlossing, versoening toe. So Jesus het gekom,
Hy het die wese van God sigbaar gemaak as 'n mens hier op aarde tussen ons. Deur sy hele lewe deur, en veral nog in sy vrywillige kruisiging. Die kruisiging wat so 'n uitroepteken is daarvan. En dan sy opstanding wat 'n bewys is daarvan. En dan vra mens, en wat het toe gebeur? Toe vaar hy op na die hemel en hy's weg. Is God nog sigbaar hier op die aarde? Is hy nog te sien? Ek wil kyk na wat hierdie teks daaroor sê. Eers wat sê die teks self, en dan kyk ons wat is die perspektief wat die teks gee op hierdie vraag, of God nog sigbaar is. Nou hierdie hele gedeelte wat ons gelees het, gaan oor die liefde. Gaan oor die liefde tussen gelowiges. Die geliefde wat ons vir mekaar het. Ja, hy fokus baie sterk in die middel oor die liefde van God, maar dit is om te sê, dis waar die liefde vandaan kom. Dit is wat ware liefde is, en daardie liefde moet tussen ons wees. Dis waaroor die gedeelte gaan. Hy begin daarmee, ons moet mekaar lief hê, en die hele gedeelte eindig daarmee om te sê, 'n broer en suster moet ons lief hê. Kom ons vra 4 vrae gou hier uit. Wat is die bron van liefde? Waar kom dit vandaan? Hoe lyk ware liefde? Ware liefde. Hoe ontvang ons dit, en wat is die doel daarvan? Waar kom dit vandaan? Wel, die teks is nogal baie duidelik. Liefde kom van God af. Hy is liefde. Die definisie van liefde vind jy in God. Liefde kom van nêrens af, anders af nie. Hy is in sy wese is hy die oorsprong van ware liefde. Hy is die fontein waaruit liefde uit opborrel. Dis enige ware liefde is 'n uitvloeisel van sy liefde. Ware liefde is 'n refleksie van God se liefde. Niks kan God se liefde keer nie. Niks kan dit laat ophou nie. Nie siekte of aardbewings nie. Nie geweld of misdaad of korrupsie nie, nie eensaamheid of pyn of ouderdom nie. Selfs die dood kan God se liefde nie laat ophou nie. Wat baie mense in die samelewing liefde noem, is eintlik maar net gebou op hulle eie begeertes en hulle eie selfsug, in 'n skeefgetrekte valse aanbidding van hulle self of van die mensdom. En tog is daar wonderlike voorbeelde, ook in die ongelowige wêreld, van onbaatsigtige, selfopofferende godsliefde. Maar daai liefde kan nie uit 'n mens self na vore kom nie. Selfs na die sondeval is daar die tekens van God se beeld wat oorbly in die mens. Selfs die mees gefalle mens is nog 'n dowwe, skeefgetrekte, gebreekte, maar steeds iets beeld van God. Die Bybel is duidelik. God is die bron. Dit kom van hom af. Nou, hoe lyk ware liefde? Hoe lyk dit? Wat is dit werklik? Johannes sê, ware liefde is nie die liefde wat ons vir mekaar het nie. Ons kan in hierdie wêreld, kan ons geen liefde vind om te sê, dis die een om na te streef nie. Ware liefde is net sigbaar in God, in Christus. Kyk hoe na hom. Kyk na Jesus Christus. En dan sien jy God se verterende vuur van straf wat op jou sonde afkom, maar sien dan die liefde van 'n Vader wat sy seun prys gee sodat ek en jy wat in hom glo mag vrykom. Sien die liefde van Christus wat homself opoffer, wat homself gee om vermoor te word vir my en vir jou. Dis liefde. Sien die Heilige Gees se liefde wat jou onverdiend, uit absolute genade, inlyf en deel maak van hierdie versoening, deur die geloof in jou hart te werk. Dis ware liefde. God se liefde vir jou. En dan wil mens vir jy, mag elke oor wat dit hoor, mag elke oog dit tog oopgaan om dit te sien. Mag elke een tog hoor en aanvaar
Hierdie liefde wat God is, wat hy gee. Mag hy sy liefde ons so oorweldig, dat elke een weer, en party vir die eerste keer, ons hoop op hom alleen sal vestig. Daar is niks wat oorbly, behalwe hy en sy liefde wat absoluut vas en seker staan nie. Gaan kyk maar na die kruis, as jy wonder. Jesus Christus in ons plek. Dit is hoe liefde regtig lyk. En hoe ontvang ons dit? Dit is ook duidelik uit hierdie deel. Dis God die Heilige Gees wat ons in liefde laat deel kry hieraan. Die Heilige Gees is die bron van geloof in ons. Sodat ons kan glo, sodat ons kan bely, sodat ons van harte kan glo. En daarom sê hy, en God sê in sy woord, is ons in hom en hy in ons. Hy gee sy gees aan elkeen wat glo. Baie sal allerhande ander dinge vra, het jy die Heilige Gees ontvang? Vra maar net een vraag, glo jy in Jesus Christus? Dan het jy die Heilige Gees, want dis net hy wat dit kan bewerk. Deur sy liefde, en met sy liefde woon hy in elkeen wat glo en aanvaar dat Jesus die Christus is, die Seun van God wat ons met hom versoen. En so kry ons deel aan wat liefde regtig is. Glo jy? Glo jy in Jesus Christus? Dan kan jy verseker wees, het jy deel aan die volmaakte liefde van God. Selfs al is jy terminaal siek, selfs al is jy eensaam, selfs al knou die ouderdomskwale jou, selfs al weet jy nie waar volgende maand se kos vandaan gaan kom nie. Wanneer jy glo in Jesus Christus, het jy deel van hom, want al hierdie ander goed sal verbygaan. Een ding bly staan, God se liefde. As jy besorg oor iemand wat nog nie hierdie liefde van God ken en hierdie verlossing aangryp nie, vra dan. En vra gereeld, sonder ophou, dat die Heilige Gees so iemand se hart ontvanklik sal maak, sy ore sal oopmaak, sy oë sal laat sien. Want dit is net die Heilige Gees wat dit kan werk. Vra hom om dit te doen. Maar wat is die doel van God se liefde dan? Want in die eerste plek het ons hier gesien, die eerste doel is dat God se liefde maak gelowiges vry van sy oordeel. Sodat ons geen vrees meer het vir daardie dag nie. Dit beteken God se liefde se doel is om so met God te versoen, dat ons op sy skoot klouter en nie wegkruip vir sy straf nie. Ons is sy kinders. Ons gaan met vrymoedigheid en met verwagting sien ons uit na daardie fantastiese dag wanneer hy weer kom, sonder vrees. Want die liefde, God se liefde, vat die vrees weg. Want ons ken hom. Ons weet dat ons sondeskuld betaal is. Deur Jesus Christus wat gekom het as mens. Maar hierdie vreesloosheid van God is nie net een dag. Dit het nou al effek in ons lewe. Nou al lewe ons in hierdie ou wêreld met al sy moeilikheid, lewe ons sonder vrees en angstigheid, want God se liefde is volmaak. Ja, ons sal nog moeilikheid in die lewe hê en ons sal nog swaar kry, maar ons weet dit alles is in sy hande. En kyk hoe lief het hy ons. Al verstaan ons nie wat hy nou toelaat in ons lewe nie, weet ons hoe lief is hy vir ons. Dan kom hy by 'n tweede doel. Die tweede doel van God se liefde in ons, of dan liewer God se liefde deur ons en om ons, is sodat ons mekaar kan lief hê. Dit was die hooftema van hierdie hele gedeelte. Nou, hoe moet ons mekaar lief hê? Hoeveel liefde? Waar lê die lyn? In Johannes 15 sê Jesus, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Kyk na Jesus se liefde. So lief moet ons mekaar hê. God se liefde moet in ons en deur ons herhaal word.
oorgespeel word, weer gekyk en weer geleef word. Nie liefde volgens ons standaarde en volgens die grense nie. Nie liefde wat net fokus op ons mense nie. Jou liefde verander, moenie bepaal word deur iemand se ras of sy geslag of sy ouderdom of sy welvaart of sy armoede nie. Jou liefde moenie bepaal word oor iemand anders se reaksie teenoor jou nie. Nee, jou liefde word bepaal deur God se liefde. Dis nie die refleksie van die wêreld wat my liefde definieer nie. Dis die lig van God in my wat my liefde definieer. Dit beteken dat die oogmerk van God se liefde is dat sy liefde moet sigbaar word in ons. In my lewe en in jou lewe en in elke gemeente se lewe. Deur ons liefde vir mekaar moet ons die beeld van God sigbaar maak. En dit bring ons presies by die vraag aan die begin. Is God nog te siene in hierdie wêreld? Kyk net weer wat staan in vers 12. Mens lees maklik hierby verby. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, dan bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hoor jy? Niemand kan God self sien nie, maar as ons mekaar liefhet soos wat hy ons liefhet, dan word God sigbaar. In Johannes 14, toe Jesus sê hy gaan weg, toe sê Filippus vir hom, Jesus sê hy gaan na die Vader toe, en toe vra Filippus vir hom, maar wys vir ons die Vader. En wat antwoord Jesus hom? Hy sê vir hom, Filippus, ek is al so lank by julle, ken julle my dan nie? Wie my sien, sien die Vader. So moet God se liefde in ons en deur ons sigbaar word. Iemand het dit so gestel. Hy sê die onsigbare God, God is 'n geestelike wese, die onsigbare God, wat hom eenmaal laat sien het in die Seun. So die onsigbare God het sigbaar geword in Jesus Christus. Hy openbaar homself nou in sy mense wanneer hulle mekaar liefhet. God se liefde is sigbaar in God se mense. Want dit is nie hulle liefde nie. Dit is sy liefde deur die Heilige Gees. Die liefde van gelowiges moet God se liefde sigbaar maak hier in die gemeente, maar ook in die gemeenskap. En dit sal, wanneer ons mekaar liefhet, nie die liefde van hierdie wêreld nie, maar wanneer ons mekaar regtig liefhet, soos wat Christus liefhet, dan sal dit soos 'n lig in hierdie donker wêreld skyn. Wat is daar wat vir my en vir jou weerhou, om met soveel oorgawe lief te hê, dat ons Jesus sigbaar sal maak? Kan mense in die gemeenskap God se liefde duidelik sien, wanneer hulle na my en na jou en na ons gemeente kyk, en na die gemeente waar jy inskakel? Wat is byvoorbeeld sigbaar in die manier hoe jy Kersfees vier? Is dit God se genade en sy barmhartigheid en sy liefde wat sigbaar is? Of is dit die wêreld wat inkruip en ook maar wys? Maar natuurlik nie net met Kersfees nie. Hoor die mense, Jesus se liefde in jou woorde. Sien hulle dit in jou gedrag, oral waar jy gaan. Oral waar jy gaan. Op die pad, by die werk, by die skool, oral. As iemand se Godliefde sou bevraagteken, as iemand in swaar tyd of trauma byvoorbeeld sê, maar waar is God se liefde? Hy is dan 'n God van liefde. Julle weet hoe kyk die mense byvoorbeeld jare terug, toe die vliegtye in die Twin Towers vasvlieg in New York, dan kyk mense na so 'n verskriklike ramp, dan sê hulle, maar waar is God se liefde? Wat sou die antwoord wees? Sal mense kan antwoord, nee, wag 'n bietjie. Die liefde van God is baie duidelik as jy na hom en haar in daai gemeente kyk. Gaan kyk, kom ek kan wys jou die liefde van God. Ek weet ons kan dit nie sien in die wêreld nie, maar kom ek gaan wys jou.
Maar nou moet ons onthou dat ons is nie die bron van liefde nie. Ek kan nie hierdie liefde uit myself uit genereer nie. So om net weer meer te probeer, gaan weer nie werk nie. Want dit kan nie uit my uitkom nie. Ek is nie die bron van liefde nie. God is die bron van liefde. As ek meer wil lief hê, dan moet ek dit by hom kry. Hoe doen ek dit? In 2 Korintiërs 3 vers 18 skryf die Here deur Paulus dit so duidelik. Hy sê dat die Heilige Gees verander ons oor tyd, terwyl ons besig is om na Jesus te kyk. Terwyl ons vasgenaal na Jesus kyk en meer kyk, en ek bedoel, na hom kyk uit alle hoeke uit. Elke Sondag is ons met 'n ander teks besig, elke Bybelstudie, elke keer as jy die Bybel lees, uit verskillende hoeke uit. Kyk heeltyd, sien jy vir Jesus daarin raak, sien jy God se liefde hierin. En hoe meer jy daarna kyk, sonder dat jy dit agterkom, is die Heilige Gees besig om binne in jou 'n verandering te werk. Hy gebruik dieselfde woord daar as 'n papie wat verander word in 'n vlinder. Ek met my skeefgetrekte, liefdelose, gebreekte beeld van God is soos 'n wurm wat 'n papie is, en dan terwyl ek na Jesus kyk, verander die Heilige Gees my sodat ek die vlinder kan vlieg van God se liefde. Dan word Jesus se beeld in my sigbaar, omdat die Heilige Gees dit in my verander. Jesus maak die beeld van God, die ware beeld van God sigbaar. En wanneer die Heilige Gees ons verander om Jesus se beeld uit te dra, dan is dit niks anders as om God se beeld uit te dra nie. En dis waarvoor hy ons gemaak het, reg van die begin af. Dat ons sy verteenwoordiger sal wees, wat geskep is na sy beeld. In ons sonde rebellie het hierdie beeld van God in ons gebreek. Maar in Jesus Christus, terwyl ek na hom kyk, verander die Heilige Gees my en herskep hy God se beeld in my, sodat ek en jy nie net die Jesus van Nasaret naleef nie, maar dat ons God se beeld weer sigbaar maak, dat God sy beeld in ons weer sigbaar maak. Ons vier vandag die koms van Jesus Christus, toe die Seun van God mens geword het, en God se wese kom sigbaar maak het in 'n stikkende, seer, sondige wêreld. Maar kyk na Jesus, om die wese van God raak te sien, om sy liefde te leer ken. Wat sal jou antwoord wees as iemand vir jou vra, wie is Jesus? Of as iemand vir jou vra, wys vir my vir Jesus? Sou ons soos Jesus kon antwoord, maar jy ken my al so lank. Ken jy nie my nie? As jy my ken, ken jy Jesus. Dis wat ons antwoord moet wees. Gewerk deur die Heilige Gees, omdat ons vasgenaal aan Jesus kyk. Ek vertel die ware verhaal van 'n sendeling in 'n ver eiland, wat daar aangekom het en niks van die mense se kultuur of taal geken het nie. En hy het reg gesukkel om in te skakel, en hy het gesukkel om die taal te leer ken, en hy is dood voordat hy 'n enkele woord van die evangelie kon sê. Jare later, nog 'n sendeling daar kom, wat toe nou deur die eerste man se werk die taal kon baas raak, en toe hy begin praat oor Jesus, toe sê hulle vir hom, maar ons ken hom, hy was hier. Nie 'n nuwe openbaring nie. Maar daardie eerste man het so gelewe soos Jesus, al kon hy 'n woord nie sê nie, dat hulle Jesus leer ken het. Is dit so met my en jou? Laat hierdie Kersfees, laat dit weer vir jou en vir my 'n oproep wees, dat ons aanhoudend vasgenaal na Christus sal staar. By al ons kultuurdinge verby, by al ons geite verby, by al ons gewoontes verby, laat ons dit alles verander, laat ons na Jesus kyk, in elke teks van die Bybel, in elke lees van die Bybel, in elke Bybelstudie, in elke erediens en sakrament, laat ons net na Jesus Christus kyk, meer en meer. Dan sal ons sien hoe die Heilige Gees ons verander, sodat ons die beeld van God weer sal sigbaar maak.
Kom ek herinner jou laasens aan 2 dinge. Die eerste een in vers 12. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, soos Jesus ons lief het, en dit die manier hoe daai ander man dit gestel het, die onsigbare God wat eenmaal hom laat sien het deur sy seun, openbaar homself nou in sy mense wanneer hulle mekaar lief het. God se liefde is sigbaar in hulle liefde, want hulle liefde is sy liefde in hulle, deur die Heilige Gees. Mag my en jou lewe nooit weer anders wees na hierdie Kersfees nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, as ons by mekaar is as families, is dit heerlik en is wonderlik. En dadelik wil ons aan U opdra hulle wat dit nie kan ervaar nie. Hulle wat dalk op hierdie dag juis die eensaamheid belewe. Wat op hierdie dag juis die seer belewe van 'n geliefde wat nie by kan wees nie. Ook geliefdes wat nie wil by wees nie. Hulle wat vir die eerste maal, vir die tweede maal, vir die 10de maal sonder 'n geliefde op hierdie dag byeen is. Ons vra Here dat U sal troos en dat U teenwoordigheid alle ander verlange sal stilmaak. Dat U by wees, alle eensaamheid sal ophef. Dat U uit die siekbed uit ons gedagtes lig in die heerlikheid, dat U gekom het en ons met U versoen het. Dat ons in Jesus Christus regtig met groot vrymoedigheid tot in die allerheiligste van die almagtige God welkom is. Help ons om in te stap, Here. Om soos Psalm 131 op U skoot te klim. Om U troos en U kalmte, U vrede te ervaar. Help ons, Here, om saam met die engele uit te jubel en uit te sing. Eer aan God in die hoogste hemel. U wat vrede bring in elkeen in wie U welbehae het. En dan, Here, so onverdiend dat dit ons is van wie U daar praat. Ons in wie U die geloof gewerk het. Weerhou ons daarvan om nooit te dink dat ons oulik is. Maar hou ons in totale oorgawe aan U en dankbaarheid. Help tog, Here, dat U liefde ons lewe sal definieer. Dat U beeld al duideliker in ons sigbaar sal word. En ons vra, Here, help ons om na Jesus te kyk. Help ons om 'n onversadigde hinkering en 'n honger na Hom te hê. Help ons om so te dors na Hom, dat niks anders die dors lus nie, maar dat ons net in die woord aanhoudend bly soek. Dat ons Hom in die lewe mag ontmoet, in ons woorde en ons gesprekke met mekaar. Dat ons mekaar mag opbeer, want U is hier. Deur die Gees is U in elke een wat glo. Ja, Here, verander ons dat die wêreld U mag leer ken uit ons liefde uit. Dat daar meer en meer is daar buite wat so in wanhoop en na al die verkeerde goeds gryp vir uitkoms, dat hulle juis U mag sien wanneer hulle na ons kyk. Elke een van ons, maar ook elke een van U gemeentes. Maak U self sigbaar aan die wêreld deur die kerk en elke een daarvan. U kan dit doen en daarom vra ons dat U sal, Here. Ten spyte van ons bely voor U ons kortheid en ons gebrokenheid en ons gesukkel en ons selfsug. Lig ons daaruit met U liefde, sodat U liefde sigbaar word. In Christus vra ons dit, ons Here. Amen.